Kom ons bid en ons praat met die Here. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend so te kan saam wees. Dankie dat U vir ons hier by mekaar gebring het. Elkeen uit ons eie bed uit, elkeen uit ons eie lewe uit, elkeen uit ons eie ervaring, uit ons eie bekommernis, uit ons eie vreugdes, uit ons eie dankbaarheid, uit ons eie vrese. Dit het U vanoggend ons uitgeroep om saam te wees. Here, hierdie is nie 'n vergadering van die netbalklub of van die belastingbetalers of vereniging. Hierdie is die byeenkoms van mense wat deur God nuut geskep is en 'n behoefte het om saam met mekaar U te verheerlik. En dis hoekom ons hier is, Here. Dankie dat ons die woord kan oopmaak en Here dat die woord in ons lewe kan inspreek. Heilige Gees, kanselleer my voorbereiding, kanselleer my persoonlikheid, kanselleer my stories, my manier van praat en maak elkeen van ons bewus van die stem van God wat in ons hart nou met ons wil besig wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, terwyl ek gebid het, Arie, ek het vir Arie ontmoet vir die tyd, en nie vir hom welkom gesê nie, Arie, nie met opset nie. Ek het lang probeer om jou van in my kop uit te spreek, toe ek het opgegee. Soos jy gesê het, welkom, is lekker om jou hier te hê. Vriende, Efesiërs, ons is laasweek by hoofstuk 4, vers 1 tot 6 gewees. So, kry die Bybel oop, kry die selfoon oop, wat jy ook al gebruik om die teks te lees. Kry dit voor jou. Ek het laasweek gesê, Efesiërs 4 is seker die teks in die Bybel wat verduidelik wat kerkwees beteken. Wat dit beteken om 'n geloofsfamilie te wees. Dis op 'n manier, dit spel dit op 'n manier duidelik en eenvoudig uit. En ons het laasweek gesien in die eerste deel van Efesiërs vers 1 tot 6, hoe lyk dit binne in die geloofsfamilie? Hoe ons teenoor mekaar moet wees. En dit het jy gesien in daai eerste paar verse van laasweek. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te leef. En ek het laas Sondag jy sal sien op die opname het ek so 10 eienskappe van emosioneel volwasse gelowige wees probeer vinnig net noem om te sê dis hoe dit lyk. En in die tweede stukkie in hierdie teks, hierdie eerste gedeelte, sê die Here vir ons, hoekom ons so lyk? Hoekom lyk ons so? Want, sê die skrywer, daar is net een God, net een liggaam, net een Gees, net een hoop, daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Ons is een deel van God. So dit is, hoe is dit binne in die geloofsfamilie? Vandag se tema is, waar pas ek? Dis nou fyn om te weet, dis hoe die Here wil hê, ek teenoor ander moet wees en ander teenoor my moet wees. Maar waar pas ek in die geloofsfamilie? En vir dit gaan ons vers 7 lees, en dan gaan ons vers 8 tot 10, gaan ons 'n skiep gee, want dit is 'n verduideliking, wat die skrywer gee, wat 'n lang verduideliking van my gaan vat, wat ek net uitlos vir nou, en dan van vers 11 af. So lees saam met my. Vers 7. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Dan vers 11. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Hoekom het hy die gawes gegee? Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Wie word toegerus? Die gelowiges. Wie is dit? Die dominee? Nee, die gelowiges. So sal
ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof. Dis wat hy in die eerste stuk gesê het, ons is een. Hoe kom ons daar? Deur die gawes wat hy vir ons gegee het. En in ons kennis van die Seun van God. Om Jesus te ken, moet die gawes in aksie kom. Dan sal ons, sy kerk, ons geloofsfamilie, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Net daai gedeelte. Nou voordat ons verder gaan, moet ek net eers 'n regstelling maak aan ons denke, wat eintlik Rooms-Katoliek is, en ons wat vreeslik sterk staan op ons gereformeerdheid, ons trek het sommer in en ons sê, nee maar, dis gereformeer. Dit het niks met die Bybel te doen. Op 'n manier het daar die idee gekom dat daar 'n verskil is tussen in die Latynse woorde die clerici en die laiki. Die woord laiki kom van die Griekse woord laos af, wat beteken die volk, die mense. So in die kerk het jy mense wat geroep is om te bedien, professionele Christene, wat geroep is om te bedien, en jy het die res van ons, wat eintlik nou maar hier rond is. Ons praat van leuke. Jy die predikant of die evangelis of wie ook al, en dan jy die amateur Christene. Professionals en amateurs. Wel dit, vriende, is onbybels. Dit is onwaar. Dis 'n prentjie wat ons saamgebring het uit die Katolieke Kerk, het al 500 jaar na die reformatie, dra ons dit saam met ons. Daar op 'n manier 'n verskil is tussen iemand wat 'n kerkraadslid is, of hy nou 'n dominee daar is, of 'n ouderling of 'n diaken, en die res van ons geloofsfamilie. Dis nie waar nie. Die woord praat nie daarvan nie. Die woord praat van 'n eenheid van mense. Howard Snyder het lank terug in 'n boek van hom die volgende gesê, ek gaan probeer om stukkies daarvan te lees, probeer hoor wat hy sê, die Nuwe Testamentiese leerstelling van bediening berus nie op die onderskeid tussen geestelikes en leuke nie, maar op die tweeling en aanvullende pilare van die priesterskap van alle gelowiges en die gawes van die Gees. Wat is die goed waarop ons rus? Almal is in diens, en die gawes van die Gees is hoe die Here Jesus die kerk lei. Daar's nie professionele Christene of professionele geestelikes nie. Ons moet vandag die volle implikasies van hierdie protestantse bevestiging, moet ons dit nog uitwerk. Dis 'n direkte oordrag van die Rooms-Katolisisme voor die hervorming. Dit is een van die hoofhindernisse vir die kerk om vandag effektief God se agent van die koninkryk te wees, want dit skep 'n valse idee dat slegs heilige mense, geordende leraars, kerkraadslede, werklik gekwalifiseerd en verantwoordelik is vir leierskap en betekenisvolle bediening. In die Nuwe Testament is daar funksionele onderskeidings tussen verskillende soorte bedieninge, maar geen hiërargiese verdeling tussen geestelikes en leuke nie. En ek weet, dis 'n ou ding wat ons mee saamkom. Die dominee, dis 'n ou ding. Maar God maak gelyk, hier het ons kerk 'n kansel, sodat die dominee daarom op sy verhewe troon kan wees, wanneer hy die woord bring. Dis almal professionele geestelike. Maar dis een van die goed, hierdie onderskeiding, wat ons pootjie. Ek het laasweek gepraat oor, dit wat ons geërf het, by die Britse ryk, by die apartheidstyd, die 'n sosiale struktuur. As jy 'n graad of 'n doktersgraad het, dan word jy sommer dokter genoem hier in die kerkgebou. Wat het dit met die prys van eiers te doen? As jy 'n vermoënde lid is van die gemeenskap, dan word jy so bietjie hoër aangeslaan. Daar's 'n funksie, wie kom almal nie? Hierdie en hierdie mense kom, o nee, dis seker net, dis nie vir my nie. Dis 'n kanker wat in ons groei, vriende. Wat keer dat ons as geloofsfamilie
regtig in bediening. Efesiërs 4 sê, as al die lede, die laos, die volk, die mense, behoorlik saamwerk, die liggaam tot volwassenheid groei. Die liggaam tot volwassenheid groei. Sit maar die volgende prentjie op asseblief, Johan. Die lede groei tot volwassenheid. Daar's verskillende kleure, met ander woorde, mense verskil van mekaar, ons talente en ons vaardighede en alles verskil van mekaar, ons persoonlikhede verskil ensovoorts, maar ons is een mense wat tot eer van God bedien in 'n gemeente. As ons kyk na die vroeë kerk en die impak wat dit in die geskiedenis gehad het, daar was nie in die eerste en die tweede eeu predikante nie. Daar was nie ampte nie. Dit was mense wat met hulle gawes bedien het en die Here Jesus gevolg het. So kom ons sit dit net neer. As 'n eerste ding, as 'n inleiding, dat jy net wanneer hierdie teks na jou toe kom, dat jy nie dink, o, dit praat nie met my nie. Want hierdie teks praat met my en met jou. Kom ons kyk by vers 7 waar dit wegspring. Ons het in die normaal, het ons hierdie teks, ek het dit ook so gelees, maar dit is 'n teks vir leiers. Party leiers is apostels, en dan jy evangeliste, en dan jy leraars, in ons kerk, ek is die leraar, en dan jy herders, die dominee word ook die herder, die dominee moet sommer herder en leraar wees, jy profete, en dan die goed, kry allerlei verwringings in die kerke. In party kerke praat hulle van hulle geestelikes as apostels, of hulle noem hulle self so, apostel so en so, apostel dit en dat. Of evangelis, vroeër in ons kerk het jy nou 'n swart dominee gehad, so jy kon hom nie dominee noem nie, anders moes hy deel van jou pensioenfonds word, so ons het hom evangelis genoem, want dis mos wat Efesiërs 4 sê. Gaan oor leiers, oor struktuur. Vriende, op 'n baie eenvoudige manier is dit nie wat hier staan nie. Kom ons begin by vers 7. Vers 1 tot 6 sê, hoe ons teenoor mekaar optree en hoekom. Vers 7 sê, luister mooi, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Aan elkeen is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus dit uitgedeel het. Ek kan nie bid en meer gawes kry, dis wat die Here vir my gegee het. Maar dit is genoeg. Kyk wat sê vers 11. Die gawes wat hy gegee het, is apostel, profeet, evangelis, herder en leraar. Hoekom het ons hierdie gawes? Om die gemeente, die geloofsfamilie toe te rus vir hulle diens. Wie is in diens? Elkeen. Wie is toegerus deur gawes? Elkeen. Is toegerus deur hierdie gawes. En vir die opbou van die liggaam van Christus. Hoekom? Sodat ons een kan wees, soos ons in die begin het, en die wêreld kan sien, Johannes 17, dat Jesus leef, omdat ons een is. Sodat ons volwasse kan word, laasweek se boodskap, soos Christus, volwasse kan word. So vriende, wat hier gebeur, in die onlangse tyd het 'n klomp missioloë, predikante en teoloë wat werk met die gestuurdheid van die kerk, het hulle hierdie teks bietjie weer deurgegrawe en 'n ander benadering oor hom ontwikkel. En ek wil jou graag vandag in dit innooi, want dis eintlik wat die teks sê, aan elkeen. Die Here het nie vir ons 'n dominee gegee nie. Hy het vir ons 'n gawe gegee van lering, van leraar wees. Maar hier's meer mense in die kerk wat dit het. En wat sê Paulus vir Timoteus? Hy sê, moenie die genadegawes wat die Here vir jou gegee het, laat agterbly nie. Blaas dit aan soos 'n vuur. Soos jy in die kerk sit en 'n deel van ons gemeente is en die Here het vir jou die gawe van lering gegee, moet jy seker maak dat jy leer, sodat jy kan leer. So ek het al hieroor gepraat in ons gemeente, van die kursus van IPES, dankie Johan.
Ek het al hieroor gepraat, nog enetjie klik. Ek wonder waar is die vorige een? Sit maar daai ene op, die vorige ene. Elkeen van ons is die gawes dan uitgedeel in die mate wat Jesus wil. So sommige van ons het meer apostel, sommige van ons het meer evangelis, sommige van ons is meer profeet, ander minder. Sommige is herder of shepherd, dis die S. Herder of shepherd. Sommige van ons is, wat verstaan die T? Val uit my kop uit. Teacher, die leraar. Gaan ek die R en die T. En ons het 'n profiel daarvan. Die IPS kursus wat ek verlede jaar en voorverlede jaar met julle oor gepraat het, is 'n kort dagkursus om iets te verstaan van wat is die gawes wat God vir my gegee het. Wat is my samestelling van gawes? Wat maak my uniek in 'n geloofsfamilie? Dankie Johan. Apostel is die bloue met die mannetjie figuurtjie wat vorentoe gaan. Profeet is die rooie met die pyltjies wat van God afkom en die kommunikasie wat uitgaan. Die geelietjie, evangelis, altyd besig om mense in te nooi. Die groenetjie is die herder of die shepherd, wat altyd die geloofsfamilie wil omarm. En die teacher of die leraar is die een wat verstaan en leer. Dis die gawes wat God vir ons gegee het. So kom ons vat hulle gou so een vir een met 'n kort aantekening by elkeen. Dankie Johan. Wat is die apostelgawe? Dis die een wat gestuur is en uitbrei. Die apostelgawe is altyd besig om te vra, hoe wil God hê moet ons wees? Hoe kan ons verander? Hoe kan ons nuut word? Jy kry 'n Petrus apostel wat sê, hoe kan ons gemeente nuut word? En 'n Paulus apostel wat sê, ek wil nie in 'n gemeente nuut maak nie, dis nie my ding nie, ek wil op 'n ander plek iets nuuts gaan begin. So as jy apostelgawe het, is jy altyd daaroor besig om na te dink, hoe kan ons nuut word? Hoe kan ons vorentoe gaan? Hoe kan ons die kerk aktiveer? Hoe kan ons die gemeente ontwikkel? Hoe kan ons die gemeente beskerm? Dis mense wat 'n katalisator is, mense wat verandering bewerkstellig, mense wat verskywing veroorsaak. Dis iemand wat 'n geestelike entrepreneur is, wat altyd aan die voorpunt is van verandering en van nuwe goed wat gebeur. Dis iemand wat hou daarvan om goed te ontwerp, wat hou van strategie, dis iemand wat hou van stelsels. Dis die apostel. En die apostelgawe in die kerk is partykeer onderbenut, want die apostel het so 'n bietjie van 'n stoterigheid aan hom, of aan haar. Hom of haar, maak nie saak. Die apostel sal ons altyd herinner, maar onthou, dis wat die Here wil hê ons moet wees. Ons is nou hier, maar dis wat die Here wil hê ons moet wees. Kom ons doen iets om daar te kom. Kom ons maak 'n plan. As dit is wat in jou leef, is dit apostelgawe. Die profeetgawe is die een wat bevraagteken en hervorm. Die profeetgawe is iemand wat baie sensitief is vir waar die Here wil hê ons moet nou wees. Dis iemand wat altyd ons terugbring na, is ons naby genoeg aan die Here? Is ons waar die Here wil hê ons moet wees? Is ons een? Tree ons teenoor mekaar op met liefde? Het ons geduld met mekaar? Is wat ons nou doen reg? En iemand wat deur die Here Jesus die profeetgawe gegee is, wat 'n sterk profeetgawe het, sal altyd sit in 'n vergadering en dink, ek dink nie ons doen dit nou reg nie. En skaam wees om te sê, maar wat is maar net my opinie. Nee, as daai ding opkom en jy sê, dan moet hy uitkom. Dan moet hy sê, hoor julle, ekskuus tog dat ek nou, is vir my sleg om nou almal so opgewondenheid nou, maar ek is onseker of hierdie die wil van die Here is. As dit iets by jou raak, dis die profeetgawe. Die evangelisgawe is 'n gawe wat mense gaan haal. Dis 'n gawe met opgewondenheid, wat met mense gesels, wat altyd wonder of is daardie persoon deel van ons. Vir wie dit belangrik is om die evangelie na mense toe te bring wat dit nog nie het nie. Dis mense wat kommunikeer, wat idees deel met mense. Dis mense wat, as ons tee drink, uitstap na die vreemde ou toe en sê, hallo, my naam is so en so, kan ek jy 'n koppie tee gekry? Die evangelisgawe, wat maak dat die koninkryk uitbrei?
Dis daai geel mannetjie wat so, hy is altyd besig om uit te beweeg. As jy voel, die Here praat met my so, dis evangelisgawe. Een wat werf en versamel. Die herder is die een wat beskerm en voorsien. Die herder is presies wat dit sê, die shepherd, is wat mense by mekaar hou, wat sorg as mense gesond is. Hy is 'n natuurlike instink om die gemeenskap teen gevaar te beskerm. Hy sien wanneer mense eenkant en alleen is en swaar kry. Hy sien as mense seer het. Dis die geestelike gesondheid van die gemeente is vir hom belangrik. As daar striwelinge is dit vir hom swaar of haar swaar om daarmee te werk. Hulle wil hê die geloofsfamilie moet 'n veilige omgewing wees, in 'n liefdevolle omgewing wees. Soos 'n herder wat na sy skape omsien. En die leraar is iemand wat verstaan en verduidelik. Iemand wat verstaan en verduidelik. As jy iemand is wat nooit nie kan gaan opsoek presies wat dit beteken nie, want jy wil dit presies weet en jy's mal daaroor om vir mense te sê, dit is eintlik hoe dit werk, ek het dit gaan oplees. Is dit die gawe wat die Here op 'n manier by jou tuis gebring het? Die leraar. Vriende, daar's baie dominees wie se leraarsgawe baie laag is. Maar hulle is in die pos van leraar. Dit gaan nie daaroor of jy 'n dominee is. Dit gaan oor wat is die vlammetjie wat in jou brand? Timoteus se opdrag, blaas dit aan. Wat is die vlammetjie wat van nature in jou brand, wat jy kan aanblaas? En dis ons elkeen. Nie net 'n predikant of spesiale mense of die leiersklas of wat ook al nie. Ons elkeen is geroep om die geloofsfamilie te bou en gesond te hou, sodat ons volmaak en volwasse kan wees soos Christus. So iemand kan nie sê, ek is 'n apostel, ek is maar partykeer, jy weet, ek raak gou verveeld. So as ek verveeld raak, los my maar. Nee, ons moet groei na die volmaaktheid en die volwassenheid van Christus, dat hierdie gawes in ons in balans is. By sommige van ons gaan apostelgawe maklik kom, ons het die meeste daarvan, dis die maklikste om daar te beweeg. Maar dan kan ek nie sê, ek is nie 'n herder nie, so moet nou nie vir my vra om vir mense om te gee nie. Ek gaan maar so 'n bietjie onbeskof wees, julle moet my maar so aanvaar. Dis nie wat die Here sê nie. As jy kan 80% kry vir apostel, moet jy 50 kry vir herderskap. Dit gaan moeiliker wees vir jou, maar jy moet dit ontwikkel, sodat ek kan wees so volmaak en volwasse soos Christus. En wat die IPS profiel het mee help, as jy by my die kursusie doen, dit help jy om te sê, hierdie goed kom nie natuurlik vir my nie. Dis hoekom ek nou nie so graag na mense toe gaan, ek praat nie so graag met vreemde mense nie. Maar ek doen so 'n bietjie moeite daarmee, dat ek dan net 50% kan kry, as ek 'n vreemde ou kry, dat ek nou nie niks vir hom sê nie. Die Here het ons elkeen toegerus en begaaf en geroep in sy koninkryk. En elkeen van ons se blend, ons mengsel van die gawes is anders. Die gawe van apostel wees is partykeer bietjie minder in die kerk. Herders is partykeer bietjie meer. Maar as ons spanne maak en saamwerk, wil ons altyd daai mense saam hê. Iemand wat bietjie meer herder het, wil ons saam hê as ons 'n projek doen. Dat hy vir ons kan herinner, of sy vir ons herinner, hoorie, hierdie mense wat saam met julle hierdie ding doen, hulle is nie happy nie. Hulle kry koud, hulle het nie genoeg kos nie, en hulle dink nie, dis meer lekker om hier te wees. En die ouens met die apostelgawe gaan sê, nee, maar ons het dan nou soveel goed reg gekry tot nou toe. Is hulle nie opgewonde daar, hulle is opgewonde daaroor, maar hulle is nie happy nie. OK. Kom neem jy die leiding, broer of suster met meer herder, en kom ons sit saam in die groep, en kom ons praat daaroor. Dis hoe God die kerk laat werk. As jy nou moet na my kyk vanoggend en sê, as dit die gawes is wat God gee, wat is hierdie ou se gawes? Wat is die gawes waarin hy sterk is en minder sterk is? My eerste ene is apostel. Jy maak die helfte van die tyd moeilikheid en jy sorteer die helfte van die tyd moeilikheid uit, die apostel.
ons moet beweeg sodat die kerk in die wêreld kan kom. My tweede ene, ook 'n belangrike funksie, evangelis. Nou verstaan jy vir Jan. Is altyd besig om mense wat op die kantlyn is om te trek en in die dorp te kuier by mense wat nie in die kerk is nie. Hy wil altyd hulle inhak. Weet julle, is julle deel daarvan? En my derde een, wat hulle die alternatief noem, is leraar. So ek is nie eerste 'n leraar nie. Ek is eerste apostelgawe wat mense in beweging wil bring. In Pretoria het ek 6 predikante in my span gehad. Henk was 'n leraar, Henk het al hier by ons gepreek. Henk was die enigste een van ons wat 'n leraar eerste was. Hy het altyd alles gelees en hy wil altyd vir jou alles vertel, en vir jou verduidelik, as jy verstaan jy dit. Reinou, wat ook al hier by ons gepreek het, hy het die eerste Pinkster gehou. Reinou is evangelis leraar. Hy wou graag leraar evangelis gewees het, maar hy's andersom. Hy is die verkoopsman wat net heeltyd sê wie's nog nie deel nie. En in ons gemeente is my geur nie noodwendig die gemeente se geur nie. Ek het net 'n stem wat baie plekke gehoor word. So ek is heeltyd besig om vir julle uit te nooi en te sê, maar ons het bietjie meer herder nodig waar ek werk. Bietjie meer herder nodig. Ek moet se nou en dan herinner word, onthou die wat stadiger loop met jy saam mee stap. Ek het gelukkig deur my bediening het ek gegroei tot waar ek daarom 50 kry vir dit. So, maar dit kom nie natuurlik nie. So ek het 'n herder langs my nodig wat vir my sê, onthou so en so vir jaar. Daai ou se hart is seer, daai ou is ongelukkig. Ons het 'n profeet nodig wat laer is by my, wat sê, ek is in die toekoms. Die profeet sê waar ons nou is, iemand wat sy profeetgawe sterk is, sê Jan, ons is nie by die Here nou nie. Of ek dink ons mis iets, ek is nie seker wat nie. Wat ek kan sê, okay, wag, kom ek hoor wat jy sê, sodat ons naby die Here is. Sodat ons naby die Here is. Waar pas ek? Waar pas ek? Soos ek 'n 2-vlerk vliegtuig het in my verhouding met Jesus, as ek 'n lid is, as ek bely dat ek in die Here Jesus glo, is ek in diens. Sê Efesiërs 4, ek is in diens. Dankie Johan. Ek is in diens. Ek is opgeroep en in diens. Hierdie teks het na my toe gekom toe ek dink, hoe gaan ons afsluit? 2 Timoteus 2 vers 3 en 4. Ons kan sê, jy is soos 'n soldaat van Christus. 'n Soldaat van Christus sal nie omgee om saam met die ander soldate swaar te kry vir Christus nie. 'n Soldaat se werk is om te doen wat sy bevelvoerder vra. Hy moet hom nie besig hou met allerlei ander dingetjies wat niks met sy werk as soldaat te doen het nie. En ek dink aan hierdie prentjie van hierdie dogtertjie wat haar ma se uniform aan het. En dit voel vir my baie keer in die kerk is dit waar ons is. Die Here het ons gegift. Hy het ons gawes vir ons gegee. Wat moet ons doen? Ons moet dit ontdek. Ons moet dit vasgryp en sê, hoe pas ek in? Waar pas ek in? Hoe werk hierdie gawes? En moet tog nie gawes en talente en vaardighede met mekaar verwar nie. Baie mense sê, ook het nou oud geword, ek kan nie meer braai by die bazaar nie, ek kan nie meer swaar goed optel nie. Niks om mee te doen nie. As jy jou geestesgawes, wat Paulus vir Timoteus sê, bly aanblaas en ontwikkel en groei daarin, sodat jy volwasse en emosioneel volwasse en geloofsvolwasse word, maak nie saak hoe oud jy is nie, God het jou altyd in bediening. Jy is altyd in bediening. Jy is altyd besig om jou manier van God se roeping in 'n gemeente te laat vrystel. Maar vriende, mag het wees dat ek en jy, as ons vanoggend hierdie boodskap hoor, nie soos hierdie dogtertjie is, met al die kit wat nodig is, met 'n uniform en 'n hoedjie op en alles, maar ons self is nie volwasse genoeg, ons tree nie in ons gawes in nie. Ons dink, ons is eintlik by die huis, mamma gaan oorlog toe. Nee, die Here wil hê ons moet in ons uniform pas, dis daai mooi jong man en mooi jong vrou. Hy wil hê ons moet weet hoe hy ons roep. Talente en vaardighede gaan verby. Talente en vaardighede is soms nodig, soms nie. Gawes is dit wat God vir die kerk gegee het om groot te word, volwasse te word. En mag het wees, as jy lus is om ergens bietjie meer daarvan te ontdek, kom, laat weet my en kom kuier ons, maak 'n tyd en ons
van deur 3 of 4 uur en ons begin die gesprek met mekaar. Maar jy kan nie terugsit en sê, ons het 'n dominee. Jong, hy's raasrig en hy's altyd op pad ergens heen en hy is jy weet, hy is altyd met vreemde mense besig, nie met ons nie. So ons like hom nie altyd nie, maar jy weet, hy's amorite, maar hy moet die werk doen. Nee, jou geheer kort. Jou geheer kort. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie wonderlike wete dat U ons roep om in geloof te ontdek wie ons is en te ontdek waar ons pas. Dankie dat U vir ons roep om in geloof op 'n manier as het ware op die water te loop, uit die boot uit te klim en op die water te loop op die roeping en te weet dat U ons roep om ergens 'n verskil te maak. Te weet dat U ons toegerus het met gawes, dat U dit uitgedeel het soos U wil, sodat daar genoeg is van alles in 'n geloofsfamilie. En Here, help ons om nie te skrik vir die golwe nie. Help ons om op hierdie ontdekkingsreis saam met U te gaan en te weet U roep ons. U roep ons nie om diens te staan of braaivleis te hou of baie keer ja. Het U ons talente nodig. Maar ons gawes maak ons 'n onmisbare deel van 'n gemeente se gesondheid. En ons bid dat hierdie geloofsfamilie dit sal verstaan en dit sal uitleef in Jesus se naam. Amen.